Hierdie is die voedselproduksie jaar 3 leerpapiere vir die Junie-eksamen wat geskryf word op die 13de Junie 2025. Ek gaan vir jou deur die skyfies gaan, soos wat ek hulle ook vir jou in jou leerpapiere vir jou uitgegee. Die eerste een is gehandel oor persoonlike higiëne. Goeie persoonlike higiëne help om voedselbederf te voorkom. Die gesondheidswetregulasies bepaal die volgende. Geen persoon met vuil vingernaels, hande of oorpakke mag onverpakte voedsel hanteer nie. Wanneer ons kyk na voorkoms, is dit belangrik dat jy elke dag stort of bad, skoon uniform en voorskote dra. Jou hare moet altyd skoon en weggebind wees, dra altyd 'n kokshoed of 'n haarnet. Moenie ringe en ander juwele dra nie. Skadelike bakterieë kan daarin skuil. Snore en baarde moet skoon en kort gehou word en wees eerder skoon geskeer en skoene moet skoon en gemaklik wees. Oor die gesondheid, hou jou hand voor jou mond wanneer daar gehoes of genies word en draai weg van die kos af. Moenie met voedsel werk wanneer jy siek is nie, of dalk 'n verkoue of 'n infeksie het nie. Bedek snye en sere met skoon pleisters en verbande. Wanneer ons kyk na gewoontes, moenie rook of kag om koud tydens diensbeurte nie en moenie op werksoppervlaktes sit nie. As ons kyk na die volgende skyfie, dis skyfie 3, kyk ons nog steeds na persoonlike higiëne en kyk ons na 'n persoon se hande. Moenie aan jou gesig, jou oë, jou hare en arms vat nie. Hou vingernaels skoon en kort, moenie nailpolitoer gebruik nie, en was hande en onbedekte dele van die arms voor werk en ook in die volgende gevalle. Dit is nou wanneer daar geëet, gedrink of gerook is. Jy moet hande was nadat jy die toilet gebruik het, nadat 'n rou voedsel of vullis hanteer is, nadat daar gehoes of genies is en nadat jy jou neus geblaas het. Dit is ook belangrik dat ons kyk na die korrekte uniform. Dit is baie belangrik dat die baadjie van katoen gemaak word. So dit word van katoenmateriaal gemaak om die brandrisiko te verminder, lang moue om jou arms te beskerm teen brandwonde. Dit moet 'n dubbelbors hê, beskerm jou bors teen hitte en dit moet verkieslik wit wees om vuilheid maklik te wys. Jou hoed bedek die hare en absorbeer sweet op die voorkoms of op jou voorkop. Jammer. Dan as ons gaan kyk na die res van die uniform, is dit belangrik dat jy ook 'n voorskoot dra, want dit beskerm jou klere teen spatsels. Jou broek beskerm jou bene, onthou is nog steeds van katoen gemaak. En dan die skoene moet rubbersole hê om gly te voorkom en dit moet toe wees om die voete te beskerm. So jy mag nie 'n sandaal tipe skoen dra nie, dit moet 'n toeskoen wees. Goed, wanneer ons kyk na higiëne op die voedselperseel, kan jy net deur skyfie 6 lees. Skyfie 7 is ook net vir leeswerk, as ook skyfie 8. Skyfie 9 en skyfie 10 kan ook net deurgelees word. Skyfie 11 en skyfie 12 is slegs ook vir kennisname, sowel as skyfie 13. By skyfie 14 moet jy baie goed leer. Hier kyk ons veral na hoe skottelgoed gewas moet word en moet jy hierdie tipe vraag vir 5 punte kan beantwoord. So wanneer ons skottelgoed was, kan ons dit of met die hand of met 'n masjien was. Wanneer ons dit met die hand was, is dit in die industrie nodig dat daar 3 kompartemente is waarin ons skottelgoed was.
So die eerste een gaan wees om skottelgoed in te week. Die tweede kompartement of die tweede wasbak sal wees vir die opwas van items in verhitte water, so lekker warm water van 38°C tot 49°C en dan moet seep in wees. En dan die laaste wasbak is dan vir afspoel van die skottelgoed. Vir sterilisasie met warm water, so met so by 82°C, of dit moet 'n chemiese ontsmettingsmiddel in hê. So dit is jou afspoelwater waarvan hier gepraat word. So dit steriliseer jou skottelgoed. As dit nie warm genoeg is nie, moet daar 'n chemiese ontsmettingsmiddel in wees. Dan kyk ons ook na die droogmaak van skottelgoed. Ons verkies dat items verkieslik hitte of lig droog word, soos wanneer jy dit met die hand was, laat dit drup droog, of in 'n masjien sal dit deur baie hoër hitte gedroog word. Ons vermy klam afdroogdoeke, omdat bakterieë maklik daarin versamel kan word. Skyfie nommer 15 is ook net vir kennisname, sowel as skyfie nommer 16. Wanneer ons kyk na skyfie nommer 17, moet jy ook baie hard leer. Dit gaan oor die skoonmaak in die kombuis en in die restaurant. So skoonmaak van plafonne en mure, daar gaan ons gereeld afstof en ons kan die plafonne of mure afvee met warm seepwater op 'n gereelde basis. In die restaurant, wanneer ons skoonmaak van die restaurantarea doen, hou die restaurantarea baie skoon, want dit is waar die publiek en hotelpersoneel kontak maak. Die vertrek moet skoon wees en vars ruik. Ligversorger word gebruik om onaangename reuke en rook te verwyder uit die area uit. Maak tafels skoon nadat gaste klaar geëet het, om vliee en insekte weg te hou en gebruik daagliks skoon tafeldoeke. Vloere moet met warm water en opwasmiddel gewas word. Met 'n baie skoon mop, want indien jou mop vuil is, gaan jou vloere ook vuil bly. En dan persoonlike higiëne van die kelners is 'n goeie aanduiding van die restaurant se higiëne standaarde. Ons moet ook veral fokus op die vullisverwydering binne en buite die restaurant en veral die kombuisarea. So hierdie skyfie 18 is baie belangrik, soos aangedui in jou gedrukte dokument. Vullis is 'n ideale plek vir bakterieë om in te groei en dit kan vliee en ander peste lok wat bakterieë weer terugbring na die kombuis. Kom ons kyk nou na hoe vullis verwyder kan word binne die kombuis. En hierdie vraag moet jy ook kan bespreek en kan beantwoord in 'n paragraaf vorm. Moenie dat afval jou werksarea oorvol maak nie of jou voedsel besmet nie. Voldoende asblikke is nodig in die kombuis. Die vraag gaan aan op skyfie nommer 19. Pedaal asblikke, so dit is 'n asblik wat jy met jou voet oopmaak. Jy trap 'n pedaal en dan gaan die deksel oop. So hierdie tipe pedaal asblik word met plastiek sakke uitgevoer en is 'n weggooibare papiersakke met 'n pedaal. So die vullis raak nie direk aan die asblik nie, daar's altyd 'n sak in. Asblikke moet nooit oorloop nie en moet gereeld aan die einde van die dag leeggemaak word. Vullisblikke moet daagliks gewas en ontsmet word. Hierdie is 'n baie belangrike punt. Was jou hande nadat jy met vullis gewerk het. En afvalverwyderingseenhede is moderne en gerieflike apparate om van afval ontslae te raak. Die eenheid bestaan uit 'n lem wat die afval baie vinnig in klein reepies opsny en dan in die drein wegspoel. So hierdie tipe afvalverwyderingseenhede word onder jou wasbak geïnstalleer. So wanneer jy dan byvoorbeeld groente of vrugte skille
daarin gooi, word dit fyn gemaak en met water gemeng en dan word dit so deur die rioolstelsel weggespoel. Hierdie tipe stelsels is oor see nogal algemeen. Goed, so dit is vullisverwydering binne in die restaurant. So na skyfie 20 kyk ons ook na die vullisverwydering, maar nou gaan ons kyk na hoe dit gedoen word buite die kombuis. Hierdie tipe vraag is ook 'n besprekingsvraag, so jy sal dit in 'n paragraaf antwoord moet kan neerskryf. Die beste om hierdie tipe vrae te leer, is om die vraag te leer, dit dan vir jouself hardop te herhaal, en dit dan toe te maak en te kyk of jy dit kan neerskryf. En so sal jy dit herhaal, totdat jy die hele paragraaf kan neerskryf, en in jou eie woorde kan skryf op die vraestel. So kom ons kyk na vullisverwydering buite die kombuis. Die eerste punt, sê ons is 'n buite-area spesiaal ingerig vir asblikke met afval en vullis wat weg om verwyder te word. Asblikke met styfpassende deksels hê. Onbedekte asblikke sal vliee, rotte en muise lok. Asblik met geronde hoeke maak makliker skoon en asblikke moet gereeld skoon gemaak word met 'n ontsmettingsmiddel. Masjiene wat afval kompakteer word soms gebruik om afval in klein vierkantige bondeltjies saam te pers en sodoende hantering te vergemaklik. En dan gebruik verskillende asblikke vir plastiek, blikkies en organiese afval. Onthou, ons organiese afval is dan gewoonlik iets soos groente en vrugte skille wat in 'n komposhoop gebruik kan word. Goed, so dit is die vullisverwydering buite die kombuis. Wanneer ons kyk na skyfie 21 en skyfie 22, is dit net vir kennisname. Ons gaan in jaar 4 meer in diepte kyk na hierdie skyfies. Skyfie 23 tot aan die einde van hierdie skyfie reeks is ook uiters belangrik en hierdie is 'n lang vraag wat jy ook in paragraafformaat moet kan uitskryf en dit handel oor kombuisplaag. So daar's 4 basiese metodes van plaagbeheer. Die eerste manier om plaag van ontslae te raak, om plaag te beheer, kan ons area so ontwerp dat ons area so gebou is dat geen kombuisplaag binne ons area kan inkom nie. Die tweede manier is om skuilplekke en broeiplekke te elimineer. So dit beteken in ons kombuisarea, in ons restaurant en stoorareas is daar nie broeiplekke of skuilplekke vir kombuisplaag nie. So daar's nie donker en klam warm hoekies waar hulle kan wegkruip nie. Die derde manier is om geen voedselvoorraad te hou in die kombuis of in enige area waar sodat kombuisplaag daar kan intrek nie. En dan die vierde manier wat ons nou meeste van die tyd gebruik is om hulle uit te roei deur professionele plaagbeheer, deur die gebruik van gif byvoorbeeld. Goed, so hier begin die vraag gewoonlik waar ons kyk na verskillende kombuisplaag soos rotte en muise, vliee, kokkerotte of miet. So hierdie tipe vraagwerk, jy kan ook verwys na jou werkboek, is daar gaan 3 kolomme op 'n bladsy wees, waar daar in die eerste kolom 'n prentjie van die kombuisplaag is. In die tweede kolom kyk ons nou hoe besmet hulle die voedsel en gee ek dan daar 'n lys van hoe die spesifieke plaag voedsel besmet en dan in die laaste kolom, die plaagbeheer kolom, verwys ons na hoe mense hierdie tipe plaag kan beheer, hoe ons van hulle ontslae kan raak, sodat ons hulle nie in ons kombuis kry nie en dit nie 'n probleem word nie. Hierdie tipe vraag kan tot 20 punte tel. So kom ons kyk na die eerste een,
Dis rotte en muise. Hoe besmet hulle ons voedsel? Die eerste kolletjie daar, hulle dra dikwels salmonella, so dis die bakteria wat hulle ronddra in hulle ingewande en daarom sal hulle mis die lewendige bakteria bevat en bakteria kom op hulle pels en op hulle pote voor. So waar hulle loop, daar versprei hulle die bakteria. Hoe gaan ons rotte en muise beheer in die plaagbeheer kolom? Voedselpersele moet in goeie toestand gehou word. Hou kombuis skoon, verwyder oorskiet voedsel, bedak kos in die kombuis en goeie kontrole oor vullis. En dan kan jy ook muisvalletjies uitsit of kommersiële muisgif wat uitgesit word. As ons dan kyk na skyfie 25, so ons volgende kombuisplaag is vliee. Hoe besmet vliee ons kos in die tweede kolom? Lewe van afval en vullis, so hulle eet dit. Bakteria kom op hulle pels en pote voor en dit word na voedsel versprei. Op hulle pote, op hulle lyfies, oral waar hulle dan met kos in aanraking kom, versprei hulle die bakteria en kom ons gaan net gou terug na die vorige skyfie toe en dit is hoe hulle dit versprei. Ons kyk gou of ons kan na skyfie 25 toe gaan. Goed, kom ons kyk na mure. Mure versprei bakteria na voedsel vanaf hulle pote en lywe wat in kontak met afval en vullis kom. Hoe kan ons dit beheer? Moenie voedsel onbedak hou nie, hou asseblief skoon. Maak werksoppervlakte deeglik skoon nadat dit gebruik word. Dan kan ons ook kyk na kakkerlakke of bokkerotte. Hulle besmet die werksoppervlakte, die apparaat, die gereedskap en die onbedekte voedsel met bakteria vanaf hulle lywe en hulle mis. Hoe gaan ons hulle beheer? Insekdodende sproei kan gebruik word. In die meeste van hierdie plaag kan ons insekdodende sproei gebruik soos Doom. Dis een van die handelsmerke. Hou jou kombuis skoon. Hou asblikke skoon en toe en geen onbedekte voedsel mag in jou kombuis staan nie. As ons dan kyk na jou laaste skyfie, kyk ons na miet. Dit is 'n klein swart goggetjies wat in droë voedselsoorte voorkom. Hulle kom voor in droë bestanddele soos byvoorbeeld jou meel, jou graan, noedels, mieliemeel, allerhande sulke droë bestanddele. Eiers en larwes word in die meel agtergelaat. So ons sien nie altyd die eiertjies of die larwes nie. Hoe kan ons hierdie plaag beheer? Stoor droë bestanddele in lugdigte houers. So die houer moet baie dig geseël wees sodat miet nie in die houer kan inklim nie. Produkte moenie te oud word nie, so kyk asseblief daar na die vervaldatum en gooi voedsel weg wat reeds verval het en verwyder jou besmette produkte en dan moet daardie kruidenierskas of stoor baie goed skoon gemaak word omdat miet maklik in die kraakies van die kaste kan wegkruip en dan versprei dit na jou ander bestanddele toe. 'n Laaste enetjie wat ons nie so baie kry nie, maar perdebye en bye is tog ook 'n kombuisplaag waarna ons moet kyk. Hulle besmet voedsel deur daarop te sit, soos al die ander peste of kombuispla klou die bakteria aan hulle voetjies en aan hulle lyfies vas. Hoe gaan ons die plaag beheer? Gebruik insekdodende sproei en dan ook om hulle neste professioneel te laat verwyder. Dit is dan die leerdokument vir die jaar 3 Junie eksamen. Lekker leer en ons hoop dit gaan sommer baie goed met julle.